Here, wat ek sopas gesing het, is wat ek elke dag beleef. Daar is geen einde aan u liefde nie. En daarom buig ek voor u almag, met groot dankbaarheid in my hart, u wat my geskep het na u beeld, u wat u lewe vir my gegee het, sodat ek verlos kan wees, en u wat in my werk en deur my werk, en met my besig is, aan u drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom alle lof toe. Amen. Ons is steeds in daardie tyd, wat bekend staan as die tussentyd tussen Jesus se opstanding en Jesus se hemelvaart. En terwyl hy hier was daar 'n paar gesprekke wat hy gehad het, met 'n paar mense wat hy moes hê om die losdrade vas te maak. Maar daar was ook gesprekke wat hy gehad het, oor hierdie tyd, nog voordat hy gesterf het, nog voordat hy dood is. En een van die gesprekke tref 'n mens aan, en ons gaan ook daarna verwys. Mens tref dit aan in Johannes 13, Johannes 14. Dit is nog lang voor Golgotha, of nie so lank nie, 'n paar dae. Voor Golgotha, voor die oop graf, voor die 40 dae, voor sy hemelvaart. Vandag kyk ons na 'n gedeelte, wat die uiteinde was daarvan. Dit wat hy daar gesê het, hoe dit werk. En dis vandag een van daai dinge wat 'n mens nie mooi weet hoe dit gebeur nie. En jy kan nie altyd jou vinger daarop lê nie. Maar al wat jy weet, daar word met jou gewerk. Die werking van die Heilige Gees. En ons lees uit Handelinge 8. Handelinge 8 vanaf vers 26. Ek lees uit die 2020 vertaling. Bladsy 148 van die Nuwe Testament. Handelinge 8 vanaf vers 26. 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak gereed en gaan na die suide, met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop na Gaza. Dit is 'n verlate pad. Hy het toe gereed gemaak en vertrek, en kyk, daar was 'n man van Ethiopië, 'n Enoch, 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele skatkis was, en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. Hy was op pad terug en het op sy wa, die profeet Jesaja, gesit en lees. En toe sê die Gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa. Filippus het nader gehardloop, om die profeet Jesaja hoor lees en gevra, verstaan u wat u lees? En hy het geantwoord, hoe sou ek kom, as niemand dit vir my verduidelik nie? En Filippus genooi hom op die wa te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy besig was om te lees, was soos 'n skaap is hy ter slagting gelei, en soos 'n lam wat stom is voor sy skeerder, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is regspraak hom ontneem, en wie sal sy nageslag kan opnoem? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Die Enoch sê toe vir Filippus, ek vra jou, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? Filippus het begin praat en vanuit hierdie skrifgedeelte die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Langs die pad kom hulle by 'n plek waar daar water is, en die Enoch sê toe, kyk water, wat verhoed dat ek gedoop word? Hy het opdrag gegee dat die wa moet stilhou, en hulle het albei afgeklim tot in die water. Filippus sowel as die Enoch, en hy het hom gedoop. Toe hy die water opklim, het die Gees van die Here Filippus weggeneem, en die Enoch het hom nie meer gesien nie, maar hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus egter is in Asdod gevind, en soos wat hy rondgereis het, het hy die evangelie in al die stede verkondig, totdat hy in Caesarea aangekom het. Ek lees vandag, geliefdes, net tot hier. Ek wil graag saam met jou ons geloof bely, en ons doen dit in gebed.
Kom ons sluit ons oë. Here, ek glo, en ek wil dit nou hardop bely, my stem is saam met die stem wat hierdie woorde sê. Ek glo dat U die God is wat alles geskaap het. Dat ons nog met al ons kundigheid steeds dele van hierdie skepping ontdek wat U geskep het in U grootheid. Ek glo ook dat U dit onderhou, dat U teenwoordig is en betrokke is. En ook vir ons mense die vermoë gee om verder te ondersoek en te ontdek. Ek glo dat U gekom het, Jesus Christus, eenvoudig gebore in 'n stal, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Ek glo dat U vir my U lewe gegee het. U wat gelei het onder Pontius Pilatus, U wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, op die derde dag opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel, waar U sit aan die regterhand van God, van waar Hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo, Here, dat U dit vir my gedoen het. Ek glo dat U my sondes afgewas het. Ek glo dat U my verhouding met God herstel het. Ek glo ook in die Heilige Gees, wat voortdurend met my besig is, wat my lei en rig, somtyds vermaan, altyd bemoedig. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Here, daar waar ons onderskoot is as gelowiges, is daar 'n ander deur wat oopmaak. Daar waar die wêreld probeer om dit dood te druk, is daar mense wat vas staan in hulle geloof. Ek glo hierin. Ek glo dat hierdie kerk tot in ewigheid sal uitbrei totdat U terugkeer. Ek glo in lewe na die dood. Ek glo in 'n dood wat nie meer kake het nie. Ek glo in 'n lewe wat verder strek as die dood. Ek glo in 'n opstanding. Ek glo in die ewige lewe. En daarom hierdie geloof maak my lewe anders. Ek kyk met ander oë na goeders, Here. Probleme word vir my uitdagings. En krisisse word vir my tye waar ek verstom staan voor U krag wat my regop hou en deurdra. Dankie, Here, vir die hoop wat altyd in my hart leef. Dankie vir die vrede wat somtyds oor my kom daal in die middel van 'n storm. Dankie dat ek die mens is wat kan getuig soms as ek ook terugkyk hoe U wil laat geskied. Vol stil raak voor U. Soos wat U my verlede bepaal het, wil ek my toekoms ook in U hande sit. Ek wil ook my geliefdes se toekoms in U hande sit. My lewensmaat, my kinders, my ouers, my vriende. Dankie, Here, dat U vir ons goed is. So kan ons ook vanmôre bid vir mense wat nie naby ons is nie. Geliefdes wat ver is in ander lande, ook ons geboortelande. Mense wat duisende kilometers van ons af is. Mense, Here, wat dikwels aan omstandighede blootgestel is, wat vir ons te veel geword het. Baie keer is dit so, dat hoe moeiliker die omstandighede, hoe nader leef mense aan U. Ons bid ook hier, Here, vir geliefdes, mense, vriende wat ons ken, wat nou 'n nuwe geleentheid het, wat in 'n land bly wat nie so gevaarlik is nie, Here, wat U een kant toe geskuif het, van U vergeet het, U nie wil ken nie. Werk deur U Heilige Gees, ook in hulle harte. Dankie, Here, vir U grootheid en U goedheid in my lewe. Amen. Lank voor die donkerte op Golgotha het die Here ewigheidstaal gepraat. Nou, ewigheidstaal is wanneer hy praat oor iets wat ons nog nie beleef nie, wat op pad is, wat kom, waar niemand nog was en wat niemand gesien het nie. Dis ewigheidstaal. Nou wil ek vir jou sê, toe hy dit doen,
het die disippels waarskynlik nie geweet waarvan hy praat nie, want hulle was besig om te sukkel met hulle eie omstandighede en hulle was besig om aan 'n verkeerde koning vas te hou wat hulle gedink het gekom het. Daar was nie 'n manier dat hulle presies besef het wat hy sê nie. Maar lees jy Johannes 13, kom jy agter, is 'n baie bedrywige hoofstuk. Dit begin by die voete was van die disippels. En daarna geniet die Here Paasmaaltyd saam met hulle. En daarna wys hy sy verraaier aan, Judas Iskariot, wat die nag in verdwyn. En daarna sê hy vir Simon Petrus ook, jy sal my 3 keer verloon voor die aankraai. En dan begin Johannes 14 met 'n groep disippels met ontstelde harte. Dit staan so mooi geskryf in die Bybel. Die groepie het ontstelde harte gehad. En dan sê die Here hierdie woorde wat so belangrik is. Ek sal my Vader vra. En hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. Ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak by hom waar daar baie wonings is. Dis waartoe ek gaan, maar ek sal my Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees terwyl julle nog hier is. Ons noem hom die Gees van die waarheid. En hy sal hier by julle kom bly. En dan sê die Here wat ons vandag baie keer beleef, die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat die wêreld hom nie ken nie en hom nie hoor nie, maar julle ken hom, omdat hy in julle is en by julle is. En dan sê die Here hierdie mooi woorde, hy sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlos nie. Ek kom weer. Maar tot in daai tyd stuur ek vir julle 'n ander voorspraak. Nou wat lekker is as mense die woord voorspraak hoor, en jy gaan terug na die Grieks toe, dan kry jy die woord parakletos, wat 'n lekker gelaaide woord is. Beteken voorspraak, iemand wat vir jou intree, 'n intercessor. Dit beteken iemand wat jou belange op die hart dra. Dit beteken advokaat. Dit beteken trooster. Dit beteken helper. Dis wat parakletos beteken. Voorspraak, intercessor, intreder, advokaat, helper, trooster. 'n alomteenwoordige, ewige, permanente iemand wat by jou is. Nou as iemand vandag vir jou moet sê, hoorie, ons gaan nou vir jou iemand gee om jou te help. Hy gaan 'n voorspraak wees, hy gaan altyd vir jou intree, hy gaan jou pad gelyk maak, hy gaan jou advokaat wees, hy gaan jou in alles help, en hy gaan jou altyd troos, gaan ons baie opgewonde wees, want dit klink asof hierdie mens gaan besig wees. Praat jy van die voorspraak van die Heilige Gees, van die parakletos? Is dit presies wat ek en jy elke dag het? Maar nou wil ek vir jou sê, dit is baie maklik om dit mis te kyk of mis te leef. En dit is baie maklik om hierdie besig wees van hierdie parakletos, hierdie voorspraak met jou, heeltemal te ignoreer. Want baie mense dink hierdie gedeelte wat jy lees, was iets tussen Jesus en sy disippels. Dis wat hy vir hulle gesê het. Dis hoe die Heilige Gees by hulle teenwoordig gaan wees. Maar hierdie woorde staan steeds vas. Soos hulle, wag ons nog dat die Here moet terugkom. Soos hulle, is ons nie weeskinders nie. Soos hulle, het God die Gees van die waarheid vir almal van ons gegee. Hierdie woorde is nie net vir sekere mense bedoel nie, het ook nie 'n vervaldatum gehad nie. Soos wat die Here dit in Johannes 14 vir hierdie groep mense gesê het, sê dit vanmôre vir jou en vir my. Dis wat ons het. 'n voorspraak. Maar nou wonder ek, hoor jy hom? Hoor jy die parakletos? Hoor jy hom in jou lewe? En ek vra die vraag, omdat dit maklik is om hom nie te hoor nie. Want sien, sy stem klink anders. Dis nie soos die gewone stemme waaraan ons gewoond is, van as iemand met jou praat, hoor jy 'n stem, en dan weet jy dit kom van 'n sekere persoon af, of jy hoor 'n stem en dan soek jy wie nou wat sê nie. Hierdie stem gebeur dikwels op 'n ander manier.
En wanneer hierdie Parakletos, hierdie voorspraak met ons praat, kan ons baie maklik dit afmaak as 'n gedagte wat net by my opgekom het, of iets wat toevallig gebeur het, of iets wat maar net op 'n sekere manier verloop, of iets wat op 'n sekere manier uitgewerk het, of eenvoudig, soos baie mense sê, die noodlot. Dis hoe maklik dit is om hierdie stem mis te leef. En dan wil ek van die begin af vir jou sê, die Heilige Gees is nie maar net 'n asempie iewester, of 'n dampie, of 'n wolkie, of 'n gees wat iewester rondswerf nie. So belangrik hoe hy hier beskryf word. Parakletos, voorspraak. Wat doen 'n voorspraak? 'n Voorspraak, spraak. Hy praat, dis sy werk. Hy's nooit stil nie. Wat doen 'n advokaat? Hy tree vir jou in, hy verteenwoordig jou, hy verdedig jou. Hy raak goed oor jou kwyt wat niemand anders te dink of weet nie. Wat doen 'n helper en trooster? Sit hulle eenkant arms gevou in 'n hoek en kyk dat jy op jou eie aangaan? Nee. Dis woorde wat jou lewe ryk maak. Dis wat die Heilige Gees doen. Na 'n treffende manier hier in Handelinge 8 waar 'n mens dit sien. Aanvanklik 3 karakters wat 'n mens hier teekom. Die eerste ene, Filippus, 'n man na God se hart. Een van die eerste diakens wat regtig 'n hart gehad het vir mense wat in nood en moeilikheid is. En so doen Filippus wonderlike werk in Samaria. Dis baie keer vir hom moeilik, maar hy is so vol van die krag van die Heilige Gees dat hy nie stop nie. En op die einde doen hulle die werk in Samaria, hulle word teruggestuur Jerusalem toe, en dan kry hy 'n vreemde opdrag van die engel van die Here. Gaan na hierdie verlate pad toe. En dan gaan staan jy daar. Dis 'n woestynpad aan die suidekant van Jerusalem, Gaza se kant toe. Niemand is ooit daar nie. Mense vermy die pad. Dis 'n moeilike stuk pad. Gaan soontoe. Nou aanvanklik wil ek vir jou sê, ek verstaan nie die opdrag nie. Hier is iemand wat werklik goeie werk vir die Here kan doen. En jy moet hom juist tussen mense sit. Jy moet hom sit daar waar die werk van die Here baie mense kan bereik. Dis waarvoor Filippus daar is. Maar dan word hy gestuur na 'n plek toe waar daar niemand is nie. Maar die engel van die Here sê, en hy gaan. En dan kom jy agter, daar is ook 'n tweede karakter op daai stuk pad. Is 'n ontmande Ethiopiër van die hof van Kandake, die koningin van Ethiopië. Jy sien, hy het 'n saak gehad met die God van die Jode. Hy het iewester van hom gehoor. Hy het 1500 kilometer ver gereis van Ethiopië daai tyd. Ethiopië daai tyd is waar Sudan vandag is, net onder Egipte. Sien dieselfde Ethiopië as ons vandag ken nie. Ethiopië daai tyd was so 1500 kilometer van Jerusalem af. Hy het dit gereis. Hy het in Jerusalem aangekom, en volgens Deuteronomium 23 mag hy nie in die tempel ingegaan het nie, want hy was ontman. Was nie toelaatbaar nie. En dan reis hy terug. Ek dink hy was teleurgesteld, want hy wou gaan om die Here te aanbid, en dan kan hy nie. Maar iewester het hy 'n Bybel in die hande gekry. Daai tyd was die boekrolle verkoop, baie keer in Egipte. Die ouens het nogal goed geld gemaak met die boekrolle wat hulle verkoop het. Hy het iewester 'n boekrol in die hande gekry van Jesaja. Miskien wou hy gehad het, mense moet hom help daarmee. Want hy is geletterd genoeg om dit te kan lees. Hy kom uit die koningin se hof uit. Hy's 'n hoë amptenaar, hy hanteer haar geldsake. Maar hy's 'n magtelose buitestander. En dan reis hy terug op sy wa. Min mense het daai tyd 'n wa gehad. En dan kom Filippus op sy pad met 'n vraag: verstaan jy wat jy lees? Want ek sien jy lees Jesaja, verstaan jy wat jy lees? En dan kom die man en hy gee 'n antwoord en sê: hoe sal ek verstaan as daar niemand is om my te verduidelik nie? En net daarna Filippus, soos wat hy is, klim hy op die wa. En hier is 'n intense stuk Bybelstudie wat gebeur, so intens,
En so aan die gang dat, toe hulle by water verbyry, het hierdie man die idee, maar kan ek gedoop word? In die oomblik as Filippus begin verduidelik oor die lam wat geslag word, die een se stem stil gemaak word, kom hy by Jesus uit. Hierdie man van Ethiopië hoor van Jesus. En dit lê so dadelik in sy hart dat die behoefte daar is om deel te wees. Mag ek behoort? Kan ek behoort? Kan ek deel wees? Kan ek ook aanvaar word? En dan gebeur dit. Hy word gedoop, wonderlike uiteinde. Hy gaan sy pad, ons lees met blymoedigheid, en wie weet, dalk is dit die saadjie wat geplant word in Ethiopië vir die evangelie, heel waarskynlik. En dan word Filippus deur die Heilige Gees weggeruk. En jy tref hom weer in Asdod aan, wat 'n ou Filistynse stad was. Klink baie goed, perfekte episode. Maar hier is nie die eerste plek waar jy van die derde karakter hoor nie. Jy hoor nie vir die eerste keer hier van die Heilige Gees as hy Filippus kom wegruk en by 'n ander plek sit nie. Jy hoor van die Heilige Gees toe Filippus by daai pad kom staan nadat die engel hom soontoe gestuur het. Toe lees 'n mens dat die Heilige Gees vir hom sê, gaan loop saam met daardie wa. 'n Mens so maklik die indruk kan kry op die oppervlak dat die engel vir Filippus soontoe gestuur het en toe het Filippus self hierdie man raak gesien en toe maar soontoe gegaan. Nee, dit was 'n opdrag. Filippus sou waarskynlik daar bly staan het om te sien wat die Here nou vir hom wil wys. Wat die volgende episode is, die volgende reël. Maar toe kom die Heilige Gees en hy sê, gaan loop saam met daardie wa. Nou wil ek gou vir jou verduidelik en mense kom dit nou vinnig agter. Hierdie is nie sê soos wat die engel gesê het nie. Toe die engel sê, gaan staan by die pad, was die woord lego gebruik. Dis letterlik grondlegging vir woorde. Die engel het gepraat. Maar toe die Heilige Gees sê, toe word die woord eipen gebruik, wat beteken, het 'n woord in hom laat kom. Die Heilige Gees was nie 'n stem nie. Dit was 'n gedagte wat by hom opgekom het. Dis wat die Heilige Gees gedoen het, dis hoe hy gepraat het, dis hoe hy hom soontoe gestuur het met 'n gedagte wat by hierdie man opkom, daar's 'n wa. Kom ek gaan. Die Heilige Gees se opdrag sê eintlik baie min. Gaan loop saam met daardie wa. Dit sê nie vir Filippus wat om te doen, wat gaan hy verwag, wat om te sê en wat die uiteinde van alles gaan wees nie. Hy sê net, gaan loop saam met daardie wa. Weereens kosbaar in die oorspronklike Grieks, kolao, gaan gom jou aan daai wa vas. Dis wat daar letterlik staan. Gaan gom jou aan daai wa vas. Eenvoudige opdrag. Plaas dit in sy gedagtes. Gaan loop saam met daai wa. Nou kon jy op een van twee maniere reageer. Met hierdie gedagte wat opkom, Filippus kon dink, ek sal nou wag tot God met my gepraat het, en as daar tyd oor is, dan sal ek dit doen. Ek stel so 'n bietjie uit, kyk eens wat die Here vir my sê. Of, jy kan dadelik besef, dis die Heilige Gees. Wat hy dan ook doen. Jy gaan dadelik. Trouwens, Filippus hardloop soontoe. Want daar is 'n behoefte, daar is nood, daar is iets wat aangespreek moet word. Daai gedagte het by hom opgekom. Maar nou die probleem, by my en jou vandag. Om die stem van die Heilige Gees te hoor, moet jy weet, hoe om hom te erken.
As jy na die Heilige Gees wil luister, moet jy weet wie hy is, hoe hy is, wat hy doen. Want hierdie gedagte wat by 'n mens opkom dikwels, hierdie wete dat jy iets moet doen, hierdie gewaarwording, kan 'n mens baie keer afmaak as jou eie stem, jou eie gevoel, jou eie skuldgevoel, jou eie gewete. En dit dan los, of uitstel, of afstel, of ignoreer. God het op hierdie oomblik die verwarring van hierdie Ethiopiër gesien, en deur sy Heilige Gees hom aan hierdie man se wa laat aankleef. En hierdie man nooi hom uit, en hy gaan sit op daai wa, en hy verklaar en hy verduidelik hierdie woord, en iemand behoort aan die Here wat dit nie voorheen gedoen het nie. Maar let mooi, die enigste instruksie was, gaan loop saam met daardie wa. Eenvoudige opdrag. En dis wat ons baie keer miskyk. Die Heilige Gees praat dikwels met 'n eenvoudige gedagte, eenvoudige opdrag. 'n Klein weetjie wat opkom. Hoe herken 'n mens dit? Hoe herken 'n mens die stem van die Heilige Gees? Hoe weet jy, hoe onderskei jy dat dit sy Gees is? Daar's 'n paar maniere. Ons gaan vinnig stil staan by 3. Hoe herken mens die Heilige Gees? Eerstens, deur die woord van God. Baie keer sal mense vir jou sê, ek het die gawe ontvang om na die Heilige Gees te luister, om met die taal van die Heilige Gees te praat, so asof dit iets is wat jy kan gaan uitneem soos 'n biblioteekboek. Hoe herken jy die stem van die Heilige Gees? Dit begin altyd by die woord van God. Ek is terug by Johannes 14. Nadat die Here gesê het, ek sal vir die Vader vra, en hy sal vir julle ander parakletos voorspraak stuur, julle is nie wees nie, sê dan in vers 26, en wanneer die Vader hierdie voorspraak stuur, sal hy julle van my leer, en julle altyd herinner, aan die woorde wat ek gesê het. Dis die 2 goed wat die Heilige Gees doen. Johannes 14 vers 26. Hy leer ons van Jesus en herinner ons aan Jesus se woorde. As jy die Bybel nie lees nie en jy sien nie wat die Here gesê het nie en jy beleef dit nie, hoe gaan jy leer om vir die Heilige Gees te luister? Want hy leer jou oor die Here en herinner jou aan die Here se woorde. Nou wil ek vir jou sê, was Jesus se woorde altyd maklik? Kom ek antwoord die vraag. Matteus 5. As iemand jou op een wang kletter, draai die ander wang. Maklik? Baie moeilik. As iemand jou hof toe sleep oor jou onderklere, gee ook jou boklere. As iemand jou dwing om iets vir 1 kilometer te dra, dra dit vir 2 kilometer. Jy moet jou vyand lief hê en jou vervolger moet jy seën. Jesus se woorde, nie myne nie. Jesus se. Maar dan sê dieselfde Jesus, die Heilige Gees sal julle van my leer en julle aan my woorde herinner. Hoe weet ek dis die Heilige Gees? Want hy herinner my ook aan die moeilike goed wat Jesus gesê het ek moet doen. Daai gevoel wat ek kry dat my woorde te vinnig was, te haastig, te kwetsend. Daai storie wat ek help versprei het, kinderstorie, wat my pla. Daai meer wat ek verloor het en toe soveel mense seer gemaak het, wat hier binne in opkrop en my nie wil los nie. Daai verskoning wat ek moet gaan vra, en ek stel uit, en ek stel uit, en ek stel uit, maar dit gaan nie weg nie. Daai verhouding wat ek moet gaan regmaak, maar die tyd is net nooit reg nie. Maar die gevoel dat ek dit doen, gaan ook nie weg nie. Die parakletos is besig met ons.
'n stadium, en mens lees dit in 2 Samuel 23, waar Dawid sterwend is, en hy som sy hele lewe op. Dan sê hy een ding oor hom en God. Hy sê, die Gees van die Here het altyd in my gespreek, vers 2, en dit het woorde op my tong gesit. Die Heilige Gees se stem het nie van buite af gekom nie. Die Gees van die Here het in my gespreek, en dit het woorde op my tong gesit. Dawid was nogal 'n ou wat 'n ding kon raak sê, en so is dit. Op 'n stadium sê Jesaja, ook Jesaja 59, God wat sê, as my gees op julle is, en my woorde op julle tonge, sal dit vir geslag na geslag na geslag bly. Lukas 12 vers 12 wat daarby byvoeg. Moenie bekommerd wees wat om te sê nie, op 'n bestemde tyd sal die Heilige Gees julle die woorde gee wat julle nodig het. Hoe weet ek wat die Gees sê? Jy begin altyd eers by die Bybel, by die woorde van die Here. Want die Gees leer jou hierdie woorde en herinner jou aan hierdie woorde. Nie altyd maklik nie. 'n tweede manier wat die Heilige Gees gebruik, hy gebruik gedagtes, gevoelens, maak nie saak nie, iets waarop jou vinger nie altyd kan lê nie. En dit was omstandighede om met jou te praat. Die enigste opdrag wat Filippus kry, gaan loop langs 'n wa, 'n vreemde opdrag, tog doen hy dit. En dan begin die gesprek eers. Die Heilige Gees sê nie vir hom, begin met hierdie man praat nie. Die Heilige Gees sê, gaan loop langs daai wa. Dis al. Daarna kom die leiding. Het jy al in die bloute gewonder hoe dit met iemand gaan, sommer net so? Sit jy partykeer, jy word die oggend wakker en iemand se naam bly opduik. Deur die loop van daai dag, jy weet nie hoekom nie, maar dit is net daar. Het jy al die behoefte gehad om iemand te help, selfs al weet jy wat hulle omstandighede nie is nie. Maar die behoefte is daar om te help. En jy kan nie wonder en besef hoekom nie. Die Heilige Gees werk ook deur omstandighede. Op 'n stadium wil Paulus en Timoteus die evangelie Handelinge 16 met alle mag en krag in Asië gaan verkondig. Hulle het gehoor, dis ryp en braak en gereed. Maar dan lees ons die Heilige Gees het hulle verhoed, het hy deur toegemaak. Want hulle moes in Macedonië uitkom by Filippi, want Lydia die purperverkoopster was gereed om die woord te ontvang en 'n nuwe gemeente te begin daar. Partykeer word die deure toegemaak en ander deure word oopgemaak. Partykeer is dit daai toe deure wat 'n mens geweldig verwar. Dis eers as jy na 'n ruk kan terugkyk dat jy besef en sien hoe die pad geloop het. Die Parakletos praat. Miskien sukkel jy op hierdie oomblik. Miskien sukkel jy om te verstaan waarom sekere dinge op sekere maniere gebeur het. Miskien sukkel jy om rigting in jou lewe raak te sien. Miskien is jy ongeduldig gewag vir 'n deur wat nie wil oopgaan nie. Miskien wonder jy, waarom bevind ek myself waar ek nou is? Kan weer eens op een van twee maniere kyk. Of jy is in jou eie oorgelaat, en is nou maar jou beurt, en jy gaan gefrustreerd bly, jy gaan moedeloos bly, totdat God jou uiteindelik raak sien, want dis wat ons dink. Of jy kan besef, ook hier praat die Parakletos. Ook hier moet ek hoor iets deur my omstandighede, wat ek nie altyd nou verstaan nie. Maar ek sal iewers weet.
Die derde manier waarop hy met ons praat is juis ook deur ander mense. Filippus het gegaan. Die Timoteus, of die Ethiopiër was verward en seer gemaak en verwilderd. Filippus het gegaan. So gebruik God ander om jou te rig en te lei en te leer. So gebruik God jou om ander te rig, te lei en te leer. Partykeer sê mense vir my, ek het so verstom gestaan oor die regte ding wat op die regte tyd gebeur het. Was in hierdie groot stuk moeilikheid en toe stuur iemand oor my pad gestuur om my moed te gee en te rig op daai regte perfekte tyd. Hoe gebeur dit? Parakletos is in die gang. Die dag met die Ethiopiër loop die Bybelstudie toe uit op doop. Jy kan nader kom. Jy mag behoort. Jy is goed genoeg. Jy hoef die Here nie meer op 'n armlengte te dien nie. Jy kan deel word. Wil afsluit met 'n klein definisietjie oor die Heilige Gees, wat redelik min sê en baie beteken. Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in ons lewe, wat Jesus se werk in en deur ons voortsit. Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in ons lewe, wat Jesus se werk in en deur ons voortsit. Hy help ons in 3 rigtings. Na binne toe. Hy skenk my die vrug van die Gees. Vriendelikheid, vrede, geduld, getrouheid, selfbeheersing, nederigheid. Hy help my na bo. Hy tref my in met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. En hy help my na buite toe. Romeine 5 vers 5. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Nooit sal jy 'n opdrag kry van die Heilige Gees wat 'n streep deur liefde trek, wat mense minag, verontagsaam, seermaak en vernietig nie. Ek en jy is vanmôre die gelukkiges. Die Parakletos praat. Hy troos, hy bemoedig. Hy tree in, hy doen voorspraak. Hy verdedig. Aan God alle eer. Amen. Ek word stil, Here. As my oë leer om U raak te sien, kom ek agter daar's nie toeval nie. Nie sameloop van omstandighede nie, nie noodlot nie. Nie dinge wat maar net perfek in plek val nie. U praat met my op soveel verskillende maniere. Ek wil soos Dawid sê, die Gees van die Here werk in my binneste. En dit lê die woorde op my tong. Gebruik my dan ook vandag. Daardie stem wat met my praat, daardie wete wat ek met myself ronddra, daardie gevoel wat by my opkom, daardie dinge wat ek weet ek moet doen, daardie dinge waaroor ek sleg voel, daardie dinge wat ek nog nie by uitgekom het nie, Here. Help my om soos Filippus te luister. Help my, sodat ek myself ook aan daai wa kan gaan vasgom. Amen. Ontvang die seën van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen bly en wees.